Goeiemôre en baie welkom aan ons besoekers. Baie welkom aan die mense wat vanoggend hier gaan wees. Dan sal ons sien die ander helfte sal vanaand hier sal wees. Dit werk mos. Kyk, die probleem van 'n byl is almal werk met skofte. Ons verstaan ons niks anders as skofte nie. So ek dink ons gaan skofte werk ook hierdie Sondag. Maar jy kan maar vanaand kom. Vanoggend plak ons geel papiertjies. Vanaand maak ons potlode skerp. Dis ons tema vir vanaand. Maar baie welkom en my hart vanoggend is dat elkeen van julle iets van die Here sal ontvang. Ek wil iets noem aan jou. Ek was by 'n vergadering van ons netwerk waarin ons behoort by Moreletta gemeente. En nou, wat is die ding se probleem? Kom ons kyk. Moet ek my woorde insluk? Goed. En dit was 'n voorreg om saam met hulle weer te sit vir 'n hele paar uur en met verskillende gemeentes te kommunikeer en met mense te gesels. En daar's 'n klomp redes waarom ek partykeer as leraar moedeloos raak en dink, ja, waar gaan ons heen? En ek moet jou sê, toe ek teruggery het ek net besef, wat 'n voorreg om in hierdie gemeente te wees. Dit gaan nie oor getalle nie, it's not a numbers game. Wat 'n voorreg om saam met julle te wees en wat 'n voorreg om Sondag vir Sondag by die Here te kan wees en 'n familie te bou. Maak nie saak hoe groot of hoe klein nie. Maar ja, dit was 'n groot voorreg en om te sien wat almal daar weer doen. Vanoggend is ons tema geel briefies plak nie aan God se kinders nie. Nou ek is doodseker daarvan, julle weet wat 'n geel briefie is dit hierdie. En 'n geel briefie is eintlik mos 'n sticky note. Hy plak. Dis reg. Nie so baie lekker nie. Maar ek glo daar's van julle met verskillende kleure geel briefies of sticky notes wat jy aan het, maar hierdie papiertjies het gom aan, jy sal nie glo nie, hy plak. Kom ons kyk of hier nog een is wat plak. Ek in hierdie mikrofoon vanoggend. Maar hulle plak. Ons kyk hoe lank hou hulle. En op 'n geel briefie kan jy 'n nota maak. En jy kan vir iemand iets sê om te onthou. Vrouens, maar dit werk nie regtig op 'n yskas nie, né? Ons man sien hom, hy's voor jou, maar jy sien vir hom nie raak nie. Maar dit gaan beter oor die jare. En hierdie briefies het gom en hierdie gom maak dat hierdie briefies vassit. En hy kry verskillende kleure. En daar val hy af. Ek hou daarvan. En ek wil graag vir jou 'n storie vanoggend vertel oor sticky notes. Oor sticky notes wat mense aan mekaar plak. En dis 'n storieetjie en daar's 'n storieboek daaroor. En sy naam is Punchinello. Dalk het jy al gehoor van hom, is 'n houtmannetjie. Nou Punchinello is 'n houtmannetjie. En hy bly in 'n dorpie saam met 'n klomp mense en hulle naam is die Wemmicks. Regtig is 'n storie hier, jy kan hom gaan lees. En hulle was almal gemaak deur 'n houtwerker. Die houtwerker se naam was Eli. So hy het hierdie mannetjies gemaak, hulle is almal van hout en hulle bly in hierdie dorpie. En hierdie Eli het nou daar bo op 'n bult gebly, so eentjie uit die dorpie uit met sy werkswinkel. Daar het hy mannetjies gemaak, die hele tyd, houtmannetjies. Maar al die Wemmicks het elkeen 'n houtboksie gehad wat hy elke dag saam met hom gedra het. En in hierdie houtboksie was daar twee goed. Daar was grys plakkers en goue sterretjies. En al wat die Wemmicks gedoen het is as hulle iemand gesien het, dan het hulle besluit, ek plak 'n stiekertjie op jou. As ek van jou hou en ek het 'n goeie opinie oor jou, dan plak ek 'n geel goue sterretjie. As ek nie van jou hou nie, dan plak ek 'n grys kolletjie. En so het hulle mekaar beplak die hele tyd. En hierdie plakkery het te doen met hulle opinies van mekaar. Of ek van jou hou of nie. Of jy meer mooier hout van gemaak is, dan kry jy meer goue sterretjies. As jy droog maak, dan kry jy meer blou kolletjies. Maar hulle was almal beplak, die hele lot van hulle. En al wat jy heeldag gedoen het as Wemmick is, jy dra jou sterretjies met jou saam en jou plakkers en jy plak vir hulle. So al wat hierdie mense probeer doen het, of kies houtmannetjies, die hele tyd is om almal te mekaar te beïndruk. Want ek moet goue sterretjies kry. Want as ek nie goue sterretjies kry nie, dan kry ek grys plakkers. En dis alwaaroor hulle lewe gegaan het. Beïndruk ek die mense, hou die mense van my, is hulle nog lief vir my? Dis alwaaroor alles die heel dag gegaan het. Punchinello was 'n doodgewone Wemmick. Hy was nie 'n baie interessante ou nie, doodgewone mens, gewone hout, miskien nie die beste nie. So Punchinello het nie eens een goue sterretjie gehad nie. Maar hy was geplak met grys kolle oral oor. Want hy was nie baie belangrik nie en niemand het regtig hom raak gesien behalwe om met hom die spot te bedryf nie. En hy was later so beplak met hierdie kolle, hy kon nie meer uit die huis uit gaan nie want hy was te skaam.
Want wat sal die mense van hom dink? Daar gaan nog een. Ons plak hom terug. Ek hou van die tema. Geel briefies plak nie aan God se kinders nie. Ja, ek hou van hierdie briefies. Ek hoop julle ook. Maar Ponchonello kon nie die huis uitkom nie. En eendag is hy in die strate. En hier loop 'n wemmiek by hom verby. En sy het nie 'n plakkertjie op haar nie. Niks. Nie eers ene nie. Nie 'n sterretjie nie, nie 'n grys plakkertjie nie, absoluut niks. En al die mense probeer plakkertjies plak, en hoe meer hulle plak, hoe meer val hulle af, en hy sukkel en hy verstaan dit nie, en hy kom by haar en hy vra vir haar, hoe het jy dit reg gekry, dat die stiekertjies nie meer plak nie? So sê van ons baie eenvoudig, dis baie, baie eenvoudig. Al wat jy moet doen is, sy gaan elke dag 10 die bult op, en dan gaan kuier sy vir die houtwerker Eli. En dan gesels hulle twee bietjie. Nou ja, Ponchonello is regtig desperaat, want hy's toegeplak. Die arme man kan nie meer nie. Daar's nie meer 'n oop gedeelte aan hom nie. En hy besluit wel, hy gaan hierdie koppie klim. Hy gaan op hierdie bult uitkom, om by hierdie houtwerker uit te kom, om te gaan uitvind, wat gebeur daar. So gesê, so gedaan. Ponchonello kom toe by hierdie houtwerker aan, en hulle twee gesels. En hy vertel hom van hierdie meisie, houtpoppie, wat gunst klapplakkers op het. Eli sê vir hom, ja, ken haar baie goed. Sy kom kuier elke dag vir my, en dan gesels ons 'n bietjie, en dan hoor ek bietjie wat gaan in haar lewe aan. Ponchonello is baie verbaas, hoe op aarde werk dit? Maar hulle twee sit en gesels die hele tyd. Want hy het nog nooit gevoel dat iemand in sy lewe met hom so praat nie. En die tweede plek is, Eli sê vir hom, maar dit maak ook nie saak of jy sterretjies of goed op jou het nie, dit het geen betekenis nie. Vir my is jy belangrik, want ek het jou gemaak. Jy's myne. En so gaan hulle aan en hulle kuier baie lekker. En Ponchonello verlaat natuurlik die houtwerkwinkel, en toe hy uit die houtwerkwinkel uitstap, toe val die eerste plakker af. En terwyl hy besig is om te stap, toe val die ander plakker af. En Ponchonello se plakkers val almal een vir een af, en daar is nie meer kolle op hom nie. Want die plakkers is opinies. Hulle het sticky notes gebruik om aan mekaar die hele tyd te plak, briefies om vir mekaar te sê, wat is elkeen se waarde? Ek het vir jou nuus. Ek en jy plak ook stiekertjies op ander mense. En ons plak partykeer ons eie plakkertjies ook. Kom ons wees eerlik met mekaar. En die lekkerste plakkertjies wat ek en jy kan plak is op 'n afstand. Jy het nie nodig om 'n geel briefie te plak nie. Jy gaan net op sosiale media en dan plak ons lekker. Ja. En dan word jy net so beplak, nee. 'n geel briefie of 'n opinie op 'n sosiale media is presies dieselfde as 'n ballistiese vuurpyl. Julle verstaan die oorlog. Mense skiet vuurpyle oor 'n afstand. Hulle praat nie so met mekaar nie, hulle skiet mekaar nie so nie. Dis wat jy doen met jou opinie. Jy skiet hom ver. Want jy sit agter jou rekenaar en hy kan nie by jou uitkom nie. Jy stuur jou drone met springstof en jy skiet iemand uit mekaar uit, want eintlik waarmee jy besig is, jy plak 'n stiker. Dis wat ons doen. En dis ek en jy wat dit ook baie keer kry, waar iemand 'n stiekertjie aan jou plak. Maar ons is besig om woordoorlog te maak teenoor mense. En ons plak hulle. So, ons moet by die Bybel uitkom vanoggend, ek bedoel, dis hoekom ons hier is. So, waar het hierdie plakkery begin? En ek wil graag hier met saam met my oopmaak. Die eerste boek in die Bybel, dis nou die heel eerste, die voorkant, is die boek Genesis. En ek wil jy moet saam met my lees in Genesis 3, vanaf vers 1 af. Genesis 3 vanaf vers 1, die eerste boek in die Bybel. Ek wil graag saam met jou lees en ons moet kyk, want hier het hierdie plakkery begin. Kom ons lees saam. Al die moeilikheid het hier begin.
Die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here gemaak het. Hy het vir die vrou gevra, is daar werklik so dat God gesê het, julle mag nie van enige boom in die tuin eet nie? Dis 'n plan, hoor daai sinnetjie, hy kom met 'n draai, hy kom altyd met 'n draai, die duiwel in my en jou lewe kom altyd met 'n draai, is dit regtig so? Was daai persoon vanoggend regtig vriendelik met jou of nie? Hoe het jy gevoel vandag? Altyd met so 'n vraagie. Vers 2, die vrou het die slang geantwoord, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar oor die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag nie daarvan eet nie, en dit nie aanraak nie, anders sterf julle. Die slang sê toe vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie. Vers 5, maar God weet dat die dag, wanneer julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, dan sal julle word soos God, wat goed en kwaad ken. Wat sê die duiwel, die Satan van ouds vir haar? Jy's nie goed genoeg nie. Jy kan iets doen om beter te raak. Dis jy Wemix. Net soos wat ek en jy doen baie kere. Is daar nie iets wat ek beter kan doen om iemand te beïndruk nie? Nie tevrede te wees met wat ek het nie. Maar hy sê vir Eva, jy's nie goed genoeg nie. Hy sê vir haar letterlik, God se liefde en beskerming is nie goed genoeg vir jou nie. Jy kan dit self doen. Jy kan aan die einde van die dag self sorg dat dit met jou goed sal gaan. Dis waar die plakkery begin, hy begin in my en jou lewe ook so. So kom ek vra jou, het jy al gehoor dat vir al die ouers vir die kinders sê, jy kan beter? Ouers is nie tevrede met kinders oor wat hulle doen, hoe goed hulle presteer nie, waar hulle in die lewe kom nie. Vir my is dit 'n baie moeilike ding. Vir my is dit ongelooflik om kinders in sport te sien, hulle self te geniet, maar hulle is nie goed genoeg nie. Dis waar dit begin. Of jy het baie keer gehoor, jy's net nie so vinnig soos jou maatjie nie, as jy maar net 'n bietjie vinniger kon hardloop. Dis nog 'n opinie. Hier is 'n lelike ene. As jy maar net soos jou pa was, of as jy maar net kos gemaak het soos my ma. Miskien daai ene. My ma se lasagne is lekkerder as joune. Maar net dan loop jy op dun ys, baie dun ys. Maar dis 'n opinie. Of jou ma was baie mooier as wat jy is. Mense begin vergelyk, hulle doen dit altyd. Hierdie ene is 'n tipiese huishouding ene. Ek wens jy was so netjies soos wat jou sussie is. So opinie is iets wat jy van jou kind sê. Maar dit is hoe dit begin. Die duiwel het die mens begine leer om 'n opinie oor mekaar te hê. Ja, reg is reg en verkeerd is verkeerd. Maar as jy aanhoudend dit vir iemand sê, en begin hy dit glo. Die derde persoon wat vir jou oggend sê, jy lyk 'n bietjie bleek, is jy okay? Man, dis nie lank nie, dan voel jy siek. Dis hoe dit gaan. Ons vat hierdie goed te maklik. En so kom ons gaan 'n bietjie verder. Waar gebeur hierdie goed nog waar my en jou se stickers word geplak op ons? Jou identiteit. Was 'n stukkie van jou identiteit wat ek en jy verloor. Ons het dit vanoggend 'n paar keer gesing waar ons aan God behoort. Jou naam. Jou naam het 'n betekenis. Het jy al gaan kyk wat beteken jou naam? Gaan doen 'n bietjie die moeite. Miskien is jou naam 'n afstammeling, ek wil dit 'n afstammeling noem van 'n ander naam, maar werk hom so 'n bietjie terug tot jy by die oorspronklike naam kom. Hy het 'n betekenis. En dit is so erg dat iemand alselfs 'n kind wat nog nie gebore is, wat 'n ouer nie wil hê nie, daar's klaar 'n stiker op daai baba geplak. Hy of sy het nog nie eens 'n naam nie, maar hy kind weet al klaar, niemand wil my hê nie. Dan word daar 'n stikertjie op daai kind geplak voor geboorte. Dis verwerping. Ek wil 'n bietjie kyk na 'n paar Bybelname, Genesis 17. Abraham het geword Abraham. Hy is die vader van baie. Jakob het Israel geword. Hy het met God geworstel. Simon het Petrus geword, want Jesus roep hom en op hierdie rots sal ek my kerk bou. In die Bybel het name baie beteken. En jy kan maar gaan kyk wanneer jy in die Bybel lees. So jou naam is iets wat baie beteken. En dan die volgende een is die moeilikste een van die lot, is jou lewe. My en jou lewe het mense opinies oor ons die hele tyd. En ons het opinies oor hulle. Kinders het jou gespot by die skool, miskien geboelie. En jy sit daarmee, tot vandag toe. Groot mense boelie mekaar ook. Maar kinders kan kinders partykeer so seer maak. Hulle plak stickers soos Wemix. En dan sit jy met 'n negatiewe beeld van jouself.
Baie mense sit op so 'n negatiewe beeld van hulle self, dat hulle op 'n plek kom dat na skool sien hulle nie eens kans vir die volwasse wêreld nie. Dit is vir hulle te moeilik. Gaan maar net aan, en dan sit ons uiteindelik met hierdie situasie, kry een of ander werk, waar die persoon nie gelukkig is nie, en uiteindelik lewe net vir naweke. Want daar is soveel opinies oor jou, as ek maar net die naweek kan ingaan, waar mense my net kan uitlos. En dan verloor jy jou drome. En elke dag plak mense net meer en meer geel plakkers op my en jou. En dis die grootste probleem. So, net die plakker van my skoene afkry. 'n bietjie van 'n probleem. Wat veroorsaak hierdie geplakkery aan my en jou lewe? En ek wil weer na die Bybel toe gaan. Daar's iets wat dit veroorsaak. En die groot punt is, ek en jy mis waarvoor ons geroep is. En ek wil graag 'n storie met jou deel in Rigter 6. Ons gaan hom nie lees nie, ek gaan hom vir jou vertel en dan gaan ons by die teksvers uitkom. In die tyd van die rigters het dit baie moeilik met die Israeliete gegaan. Regtig. Die Amalekiete het vir hulle die lewe moeilik gemaak. Baie, baie moeilik. En die Moabiete het saam met hulle gewerk. As die Israeliete iets plant, dan stuur hulle diere in, dan vreet hulle alles op. As die Israeliete iets probeer in die lewe doen, dan kom hulle. Die skrif sê baie duidelik, hulle was so sprinkane, daar was niks nie. En die Israeliete moes letterlik in grotte bly op daai stadium, net om te kan voortbestaan. Maar dis hoe moeilik het met hulle gegaan. En God het besluit, hy gaan dit verander. Hy gaan hierdie volk help, hy gaan hulle red. En op 'n dag is Gideon besig om koring uit te slaan in 'n parskuip. Nou moet ek dit eers vir jou verduidelik, want as jy nie verstaan waarmee die ou besig is nie, dan verstaan jy nie eintlik hoe pateties was Gideon nie. Wanneer hulle koring uitgeslaan het, daar's 'n doppie om die koringkorreltjie, dan het hulle gewoonlik hierdie koring uitgeslaan, of dit is vertrap deur diere, getrap of wat ook al, en dan het hulle dit opgegooi, en die kafgedeelte van die koring, wat nou die doppies is, het weggewaai, en die pitte het afgeval. So jy moet op 'n hoogte wees, jy moet wind hê, en dus jy dit reg kry. Nou 'n parskuip is 'n gat in 'n klip wat hulle gekap het, waar hulle wyn ingetrap het, druiwe getrap het vir wyn. Lekker. En dan vat hulle hierdie, nou is Gideon besig om hierdie korrels in hierdie gatte probeer uitslaan, en uiteindelik los van mekaar te maak. Hierdie arme man sukkel. Dit is onmoontlik. Want hy kan nie, as hy dit op 'n hoogte doen, dan het hy moeilikheid. Sal hom aanval, sal hom doodmaak. Hy's moedeloos. En dan kom die engel by Gideon op 'n dag, sit hy engel daar, en hy is al weer besig om dit te doen, en het sukkel. Dis eintlik 'n patetiese oefening waarmee hy besig is, want hy's desperaat, want hy het koring nodig, want hy het kos nodig. En die engel sê vir hom die volgende ding, dit is Rigter 6 vers 12, ek gaan hom sommer net vir jou lees. Ek moet my op die bord sit, daar's hy. Die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is by jou dapper man. Maar Gideon het vir die engel gesê, ekskuus meneer, maar as Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Dis 'n mooi sinnetjie. Hoeveel keer het ek en jy dit nie al vir mekaar gevra nie? As die Here maar net deel was van my lewe, hoe gebeur hierdie goed met my? As die Here maar net daar was, dan sou dit met ons beter gegaan het. Hy's negatief, hy's teleurgesteld in sy lewe. Gideon is vol grys plakkers geplak. Hy probeer 'n bestaan maak om net aan die lewe te bly. Hy selfs teleurgestel in God, want waar was God toe ons hom nodig gehad het? Hy was nie daar nie. En hy aanvaar die grys plakkers. Dis die groot probleem in my en jou lewe. Mense plak goed op ons. Mense plak geel stiekertjies op ons. En ons aanvaar dit. Dit bly maar net daar. En ek dink ek en jy voel baie keer soos Ponchonello. Ek wil later nie meer in die wêreld wees nie, ek wil nie met mense meng nie, want sê nou net, iemand plak iets op my. Sê nou net, iemand gaan en het 'n opinie oor my. En dan kom ek en jy op 'n plek waar ons voel, maar ons is nie goed genoeg nie. En die rede waarom die engel vir Gideon gesê het, hy is 'n dapper man is, Gideon is toe geroep om die volk te verlos. Doodgewone man, vol plakkers geplak, besig om te sukkel met koring, en God roep hom, as jy res van Rigter 6 gaan lees. En aan die einde van die dag het Gideon op die plek gekom waar hy moet wees. Jy kan ook gaan lees op 'n stadium met hy die Here nie eens vertrou nie, en was daar 'n hele gedeelte tussen hom en God, waar hy so negatief was, hy het regtig die Here nie vertrou nie. Maar hy moes leer om die opinies te los.
Dis goed om vanoggend vir mekaar te sê, geel stiekertjies word geplak. Deur my en jou, ek en jy ontvang geel stiekertjies. Maar nou is dit die vraag, hoe raak ek ontslae daarvan? Hoe raak ek ontslae daarvan? Want hulle gaan geplak word. Maar wat het ek en jy nodig om te doen, dat die gom nie meer werk nie? En ek wil jy moet saam met my lees, Titus 2 vanaf vers 14, dis Nuwe Testament. Titus 2 vanaf vers 14. Het julle hom? Kan ek voortgaan? Ek het nog baie. Vriende, ek gaan voortgaan met lees. Titus 2 vanaf vers 14 tot 15. En hoor, wat doen hierdie houtwerker van my en jou? Hy wat homself ter wille van ons gegee het, om ons los te koop van die alle wetteloosheid, en vir hom 'n eie volk as eiendom te reinig, wat ywerig is om goed te doen. Praat oor hulle sake met die volle gesag, bemoedig en wys tereg. Moenie dat iemand op jou neer sien nie. Die een wat ons gemaak het, ons houtwerker, is die ene wat homself gegee het aan 'n houtkruis, sodat ek en jy identiteit kan hê van God. Hy het homself gegee daarvoor, sodat niemand op jou neer sien nie. Al wat ek en jy het om te doen, is om die bult uit te stap. Baie interessant, Eli was op 'n bult. Die Here Jesus Christus het op Golgotha, wat ook 'n bult was, homself gegee. En partykeer moet ek en jy daardie bult uitstap en net by die kruis gaan sit en sê, Here, hier is ek. 'n arme sondaar, ek weet nie meer watter kant toe nie, ek is vol geplak. Gaan luister net na sy stem. Want dis al wat Ponchiello gedoen het, is, hy het net by die houtwerker gaan sit en met hom gesels. Niks ernstigs nie, net gesels. Net 'n bietjie gehoor, wie en wat is hy. Dis al. Ek en jy hoor te veel in die lewe, en veral buitekant die kerk ook, hoe sleg is ons, hoe verkeerd is ons, wat se foute ons maak. En die eerste van alles is, ek en jy dra ons eie pakkie geel plakkers ook saam, en dan plak het ons nog het self ook op ons. Dis nie hoe jy gemaak is nie. Ek en jy is gemaak om by God te sit, sodat ek en jy die geel plakkers kan verloor. Ongelukkig, ek wil saamvat, daar gaan altyd geel briefies wees. Daar gaan altyd mense wees wat hulle plak. Altyd. En ek en jy het 'n keuse, want as ek en jy by die houtwerker sit, dan werk die gom nie meer nie. Want geel briefies plak nie aan God se kinders nie. Hulle val af. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom vanoggend voor U en dan besef ons dat ons soveel keer, soveel uitdagings het. Dan besef ons maar, opinies gaan daar wees, opinies oor onsself. Ons besef die wêreld is nie volmaak nie. Ons besef ons het U nodig. Ons wil U bid, Here, waar ons hier vanoggend sit, dat U in ons harte sal werk. Heilige Gees, stel ons net weer op vir 'n slag, dat hierdie geel plakkers net kan afval. Ja, Here, dat ons weer kan sigbaar wees, sonder goeders wat aan ons plak, dat ons by U kan wees, by U voete kan sit. Ons wil U bid, Here, om met ons ook te werk, sodat ons eie pakkies met geel plakkers sal wegbêre. En liewer mense sal ophelp. Ja, Here, liewe mense sal help en begin om hulle plakkers af te trek, sodat hulle aan die einde van die dag U net sal ervaar. En net meer en meer hulle self sal wees wat gebou is in U. Maar ons dank U, Here, vir 'n houtkruis, sodat ons ons koppe kan optel en vorentoe kan kyk.
Amen.